Hoekom word Yeshua die gesalfde genoem? Deel 5. Jahwe kom deur die oostelike poort. In hierdie reeks het ek telke male bewys dat Yeshua Jahwe is. En vandag gaan ek hier nog bewyse gee dat Yeshua die Jahwe is waarna die skrif verwys. Baie mense verstaan my verkeerd en dink ek beweer dat die Vader en Yeshua dieselfde entiteit is. Want hulle is geleer dat die Vader aan Moshe sy naam bekend gemaak het en dat die Vader se naam Jahwe is. Maar as Yeshua self sê dat nog niemand het die Vader se stem gehoor of sy gedaante gesien nie, en dat nog net hy die seun van die mens opgevaar en neergedaal het, dan beteken dit dat hy die entiteit was wat met Moshe in die doringbos gespreek het en sy naam aan hom bekend gemaak het. Want hier in Exodus 3 sien ons, let wel, die engel, die seun wat met Moshe in gesprek is. En die engel beteken ook koning. En hy sê, hy is die Elohim van sy vader, die Elohim van Abraham, die Elohim van Isak en die Elohim van Jakob. Dus, as hy kan sê, hy is hulle Elohim, dan beteken dit dat hy die engel of die koning 'n verbond met hulle het en hulle verlosser is. Dis is hy bekend as die engel van die verbond, want hy het hulle uit Egipte verlos, wat ook 'n spieelbeeld is van die doderyk waaruit hy hulle verlos het. En die engel wat hier in die woord is, maak sy naam aan Moshe bekend en hy sê, hy is wat hy is. En dit is waar die naam Jahwe vanaf kom. En die naam beteken, kyk uit vir die hand, kyk uit vir die spyker. En dit is wat Yeshua kom doen het. Nou, ken ons werklik die Vader se naam? Kom ons kyk wat sê Openbaring 2 vers 17. Wie 'n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Aan hom wat oorwin, sal ek gee om te eet van die verborge manna, en ek sal hom gee 'n wit keursteen, en op die steen let wel 'n nuwe naam geskrywe wat niemand ken nie, behalwe hy wat dit ontvang. Let wel, nog niemand ken daardie naam nie. En dit is hoekom Daniël hom die oue van daar noem, want hy het nie 'n naam nie. Nou in die boek van die herinnering sien ons en noem hulle die oue van daar die hoof. Dit wil sê, dit is die Vader, 'n ander entiteit, as wat Yeshua of Jahwe is. En dit is die hoof van Yeshua of van Jahwe. Nou interessant, dat in Jeremia 6 vers 11 sien ons word ou mense, grysaard of die oue van daar genoem. In Engels, him that is full of days. Dit wil sê, dit is 'n baie ouer wese. Dis beslis die vaderfiguur met Yeshua of Jahwe as die seun entiteit. Met die verandering van die titels in die skrif van meer as 6000 plus keer, maak dit nou vir ons moeilik om te identifiseer tussen die oue van daar en Yeshua. Maar hoe ek dit onderskei is wanneer die hoof of die oue van daar praat van hy gee vir Yeshua of hierdie knegt of hierdie engel as 'n verbond en 'n lig vir die nasies, dan sien ek dat dit die hoof, die oue van daar is wat Yeshua of Jahwe as verbond aan ons gee. Dis gee die oue van daar, die Vader, die seun aan ons as Elohim, as ons bruidegom, en hy self salf hom as koning oor ons en gee Yeshua of Jahwe aan ons as koning. Nou waar word die naam van die hoof of die oue van daar geskrywe en wanneer word sy naam aan ons bekend gemaak? Kom ons kyk wat sê Openbaring 14 vers 1. En ek het gesien, en kyk, die lam staan op die berg Sion, en saam met hom 144.000 met sy naam, en let wel, die naam van sy Vader op hulle voorhoofde geskrywe. Die naam wat hulle nie geken het nie, word op hulle voorhoofde geskrywe. En hier aan die einde in Openbaring 14 vers 1, word die hoof van die oue van daar se naam dan eers aan ons bekend gemaak. Sy naam word op ons voorhoofde geskrywe en dan leer ons sy naam ken. Dis wat Yeshua gesê het, hy sal vir ons as hy weer kom ons alles van die Vader vertel. Dis sê ek nie dat Jahwe is die Vader of die oue van daar nie. As mense dalk deel 1 van die reeks gevolg het en gekyk het, dan sou hulle besef het dat ek dit reeds uitgewys het, want die Vader, die oue van daar self Jahwe, of natuurlik Yeshua, as koning en gee hom as 'n verbond vir die volk. Dis gee hy Jahwe vir ons as 'n bruidegom, as ons Elohim wat ons moet dien. Nou om by vandag se titels uit te kom, wie is die Jahwe wat deur die oostelike poort gegaan het? Kom ons kyk wat sê Esegiel 43 vers 1. Toe het hy my gelei na die poort wat na die ooste kyk. En kyk, die heerlikheid van Elohim van Israel het van die ooste kant afgekom. En die geruis daarvan was soos die geruis van baie waters en die aarde het geglans van sy heerlikheid. Hou hierdie gedeelte in gedagte. Ons gaan later kyk wie hier Elohim was wat van die ooste afgekom het. Vers 3.
En die gesig wat ek gesien het gelyk soos die gesig wat ek gesien het by my koms om die stad te verwoes. En dit was gesigte soos die gesig wat ek gesien het by die Kebare rivier, en ek het op my aangesig geval. Nou let wel, dit het gelyk dat hierdie Elohim wat kom, die stad gaan verwoes. Wat sal Yeshua doen as hy weer kom? Bring hy vrede of bring hy die swaard? Matteus 10 vers 34, moenie dink dat ek gekom het om vrede op die aarde te bring nie. Ek het nie gekom om vrede te bring nie, maar die swaard. Dan Openbaring 19 vers 11. En ek het die hemel gesien geopen, en kyk, 'n wit perd, en hy wat daarop sit, word genoem getrou en waaragtig, en hy oordeel en voer oorlog in geregtigheid. Openbaring 19 vers 15. En uit sy mond gaan 'n skerp swaard, om daarmee die nasies te slaan, en hy sal hulle regeer met 'n ysterstaf. Dus wanneer Yeshua weer kom, sal hy die goddeloosheid van Jerusalem en die nasies oordeel, en dan die stad reinig en sy heerlikheid herstel. Soos Jesegiel 43 vers 4 en 5 gesê het, die heerlikheid van Jahwe het die huis gevul. Kyk vers 6. En ek het een gehoor wat met my gespreek het uit die huis, terwyl die man by my staan. En hy het vir my gesê, mensekind, dit is die plek van my troon en die plek van my voetsole, waar ek vir ewig sal woon onder die kinders van Israel. En die huis van Israel sal my heilige naam nie meer verontreinig nie. Hulle en hulle konings en hulle hoerery en met die lyke van hulle konings by hulle dood. Let wel, Jahwe sal vir ewig woon onder die kinders van Israel. Nou in deel 3 van hierdie reeks het ek hier uitgewys wie hierdie begeerte gehad het om onder die mense se kinders te woon. En ek gaan net gou weer vinnig hieraan raak. So kyk na Psalm 132 vers 13, want Jahwe het Sion uitgekies. Hy het dit as woonplek vir hom begeer en gesê, dit is my rusplek vir ewig. Hier wil ek woon, want ek het dit begeer. Nou hier lyk dit dalk of dit die vaderlike wese kan wees wat hier onder die mense graag wil kom woon. Maar as ons kyk na Spreuke 8 vers 30, dan sien ons, toe was ek 'n kunstenaar naas hom, en ek was dag vir dag vol verlustiging en het gespeel voor sy aangesig, altyd. En ek het gespeel op sy wêreld rond, en my verlustigings, let wel, was met die mense kinders. Nou let wel, ons het hier te doen met die seun entiteit. Let wel, hy was 'n kunstenaar naas hom. Dit wil sê hy kon ook soos die Vader geskep het, en alles was ook deur Yeshua toegeskape gewees. En let wel, hierdie seun entiteit het 'n verlustiging gehad met die mense kinders. Dis is dit hy wat vir ewig onder ons wil kom woon, want hy is as 'n verbond vir ons gegee, en hy is die een wat oor ons gaan heers, want hy is as koning gesalf deur die Vader. Nou om terug te kom by Jesegiel 43 vers 7, sien ons sê hy, dit is die plek van my troon en die plek van my voetsole, waar ek vir ewig sal woon onder die kinders van Israel. Let wel, die plek van sy troon. En in deel 4 van hierdie reeks het ek gewys van die 2 trone. En hier in Openbaring sien ons 2 trone. Let wel, van Elohim, die Vader, en van die Lam, van Yeshua. En so sal Yeshua vir ewig onder sy volk woon, want hy is ons koning, ons man, ons bloedbruidegom. Kom ons kyk nou na Esegiel 44. Nou die opskrif van die soort vertaling is The Gate for the Prince. Nou wie is die prins? Yeshua. Esegiel 44 vers 1. Toe het hy my teruggebring na die buitenste poort van die heiligdom, wat na die ooste kyk, en dit was gesluit. En Jahwe het vir my gesê, hierdie poort moet toegesluit bly. Dit mag nie oopgemaak word nie, en niemand mag daardeur ingaan nie, omdat Jahwe, die Elohim van Israel, daardeur ingegaan het. Daarom moet dit gesluit bly. Nou waar in die geskiedenis van die Ou Testament sien ons dat die Vader, of soos baie sal sê, Jahwe, deur die oostelike poort gegaan het. En toe is die poort gesluit. Nergens nie. Die oostelike poort was steeds oop toe Yeshua in die Nuwe Testament daar was. En raai wat? Yeshua het deur die oostelike poort gekom. Kan ek dit bewys met skrif? Beslis ja. Matteus 21 vers 1. En toe hulle naby Jerusalem gekom het en Betfagi aan die Olyfberg bereik het, stuur Yeshua 2 disippels uit en sê vir hulle. Nou as ons kyk, Betfagi en die Olyfberg lê oos van Jerusalem. Daarom het Yeshua deur die oostelike poort ingegaan, want die pad lei direk daarheen. En toe hy daar deurkom, het hulle klere op die pad oopgegooi en ander het takke van bome afgekap en dit op die grond gestrooi en gesê, geseënd is hy wat kom in die naam van die Ouwe vandaag, of van die Meester, Jahwe. Hosanna in die hoogste hemele.
Het hy in die naam van Jahwe gekom? As ons gaan kyk reg deur die Ou Testament, word Yeshua eintlik verwys na Jahwe. So daardie wese wat ons gesien as Jahwe, hy het in daardie autoriteit en daardie mag en gesag gekom. Hy is Elohim met ons. Nou toe Yeshua deur die oostelike poort gegaan het, het dit 'n profetiese betekenis gehad. Hierdie oostelike poort, ook genoem die goue poort of die poort van genade, net wel Yeshua bring genade, was in die tyd van die tempel van Salomo en later Herodes se tempel die poort wat direk oorwaarts gekyk het, reg teenoor die Olyfberg. Nou volgens die profesie van Jesegiel is die poort gesluit omdat Jahwe self daardeur gegaan het. Nou dit is 'n aanduiding van Jahwe se persoonlike teenwoordigheid. Dit wil sê Immanuel, Elohim met ons, Yeshua met ons. En profeties wys dit na Yeshua, want hy is Jahwe wat self daardeur gegaan het. En as ek sommer gou nou nog 'n profesie kan aanhaal, waar hulle van Jahwe praat, maar weer eens is dit 'n verwysing na Yeshua, dan wil ek die aandag vestig op Jesaja 40 vers 3. 'n Stem van een wat roep, berei in die woestyn die weg van Jahwe, maak gelyk in die wildernis 'n groot pad vir onse Elohim. Nou let wel, berei die pad vir Jahwe en maak gelyk in die wildernis 'n groot pad vir onse Elohim. Immanuel, Elohim, Yeshua met ons. En van wie word hier gepraat? Van Johannes wat die weg moet reguit maak, maar vir wie? Vir Yeshua. En hier het Johannes die pad reg gemaak en die skare maak 'n groot pad oop en hulle berei die pad met hulle klere en sprei ook dit oop en lê palmtakke op die grond net reg vir hulle Elohim, hulle koning om daardeur te kom. En nou wat nogal baie interessant is, soos die volk Yeshua verwelkom het by die oostelike poort, so het hulle ook Dawid verwelkom toe hy na sy oorwinning oor Absalom die oostelike poort ingekom het. Nou hier in 2 Samuel 15 vers 30 sien ons was Dawid by die Olyfberg. Dit wil sê aan die ooste van Jerusalem en het daar geween oor Absalom wat hom verraai het. Nou Yeshua was ook bitter bedroef geweest in die tuin van Getsemane en dit is geleë op die oostelike heiling van die Olyfberg. So het hy geweet sy seun Juda, met ander woorde Judas, het hom verraai, soos Absalom Dawid verraai het en teen hom gedraai het. Net soos Dawid die bedroef was oor die verraad deur sy eie seun, so het Yeshua ook die pyn gevoel van die verraad deur sy eie volk, wat hom uiteindelik ter dood veroordeel het. En soos Dawid treurig Jerusalem binnegekom het terwyl die mense gejuig oor die oorwinning oor Absalom, so het Yeshua ook deur die oostepoort gekom. Die skare was verheug, maar hy was bedroef, omdat hy presies geweet het wat op hom wag. En die aand toe Yeshua en sy disippels in die tuin van Getsemane was, wat aan die oostelike heiling van die Olyfberg lê, en daar gevangen geneem was, moes hulle hom weer deur die oostelike poort geneem het en in Jerusalem ingebring het as 'n gevangene. Dus het Yeshua weer eens daardeur gegaan. Dus was die oostelike poort steeds met Yeshua se tyd oop. Dit was nie gesluit nie. En Yeshua, of met ander woorde, Jahwe het daardeur gegaan. En weet julle, wanneer was hierdie oostelike poort gesluit? Nou, interessante feit is, dat die oostelike poort in Jerusalem vandag nog gesluit is. Sedert die 15de eeu, toe die Ottomaanse sultaan, Suleiman die Grote, dit toegemeesel het in 1541 AD. Moontlik sonder dat hy geweet het, het hy 'n Bybelse profesie vervul. Hy het selfs 'n moslim begraafplaas daar geplaas om te keer dat die Messias daar nie sou inkom nie, want 'n Judeese priester word deur die lijk of 'n lyke verontreinig van 'n mens. Maar volgens profesie sal Jahwe of Yeshua daardeur weer ingaan wanneer hy terugkom. En so het hy probeer om Yeshua se koms te keer. Nou toe die Judeërs Yeshua verraai het en verloon het en hom nie gekies het as koning nie, toe het hulle gesê, laat sy bloed op ons en ons kinders kom. Nou wat gebeur nou? Nou kom hierdie Suleiman die Grote en messel hierdie oostelike poort toe. Jahwe bring 'n ander volk oor Israel wat hulle aanval en hulle verdelg. En so messel hulle nou daai poort toe om sodoende hulle te straf, want hulle het nie hulle Messias aanvaar nie. En nou bly daai poort gesluit vir hulle. Die simboliek daarvan, hulle bly blind. Hulle kan nie daai ooreenkoms tref tussen Yeshua of Jahwe en hulle nie. Hulle verwerp Yeshua en hulle kan nie hierdie wetgewer van die Ou Testament alreeds sien nie. Daar's 'n blokkasie, daai oostelike poort bly toe. Hulle geestesoog bly toe. Hulle kan nie hierdie koneksie maak nie.
Nou as ons aangaan en ons gaan kyk na Sagaria se profesie in Sagaria 3, dan sien ons, en Jahwe sal uittrek en stryd voer teen die nasies, soos op die dag van sy stryd, die dag van oorlog. En in die dag sal sy voete staan op die, let wel, die Olyfberg wat voor Jerusalem lê, waar aan watse kant? Aan die ooste kant. So hier bevestig Sagaria se profesie dat die Olyfberg aan die ooste kant van Jerusalem lê. Nou, die Olyfberg sal middeldeur gesplyt word van oos na wes tot 'n baie groot dal, en die een helfte van die berg sal wegwyk na die noordelike en die ander helfte na die suide. Yeshua bring die swaard. Dit wil sê hy voer oorlog, en dit is wanneer hy weer gaan kom. Soos daai Suleiman die Grote Yeshua se koms wou stop, sal hy dit nie reg kry nie. Nou, wat nog baie interessant is, sê Sagaria 14 vers 4, dat die Olyfberg sal middeldeur gesplyt word van oos na wes tot 'n baie groot dal. Kom ons kyk bietjie na wetenskaplike feite oor hierdie profesie. Profetiese en wetenskaplike bevestiging van die aardbewing by die Olyfberg. Nou volgens die webblad temblor.net loop daar 'n aktiewe tektoniese foutstelsel bekend as die Dead Sea Fault, die Dead Sea Transform, vanaf die Dooie See deur die Jordaanvallei tot naby Jerusalem. Geologiese studies bevestig dat hierdie streek hoog seismies aktief is en dat daar in die verlede aardbewings en skeure plaasgevind het wat oppervlakverplasings veroorsaak het. Ons sal later kyk watter aardbewings daar al plaasgevind het. Nou hierdie bewyse bied 'n wetenskaplike grondslag dat die profesie van Sagaria 14 vers 4, waar die Olyfberg middeldeur sal skeer wanneer Yeshua sy voete daarop plaas, fisies moontlik is. Nou Bybel en profetiese bevestiging. Sagaria 14 vers 4, soos ek hierbo uitgewys het dat die Olyfberg sal middeldeur geskeer word. Sien ons ook nou hier in Openbaring 13 vers 13, en in die uur het daar 'n groot aardbewing gekom. En 1/10 van die stad het geval, en die ander het bevrees geword, en aan Elohim van die hemel heerlikheid toegebring. Soos ons nou gaan kyk, wat kan daai skeer veroorsaak op die Olyfberg? 'n Baie groot aardbewing. Ons kyk Openbaring 16 vers 18. En daar het stemme gekom, en donderslae en bliksemstrale, en daar het 'n groot aardbewing gekom. Let wel, soos daar nou nog nie gewees het vandat die mense op die aarde was nie. So 'n geweldige groot aardbewing. Want daai aardbewing split die Olyfberg sommer middeldeur. Geweldig groot. Nou as ons kyk, wanneer daar 'n aardbewing plaasgevind, dan sien ons in Matteus 27 vers 50 tot 54, en Yeshua het weer met 'n groot stem geroep en die Gees gegee. En kyk, die voorhangsel van die tempel het geskeur, en die aarde het gebewe, en die rotse het oopgebars, en die grafte het oopgegaan, en baie liggame van ons slapende heiliges het opgestaan. Nou profetiese openbaring. Die aardbewing met Yeshua se dood was die eerste teken dat die aarde reageer op sy goddelike teenwoordigheid. Dit het die voorhangsel geskeur en grafte het oopgegaan. Wanneer hy nou weer kom, sê Sagaria 14 en Openbaring, sal daar weer 'n geweldige groot aardbewing wees. Maar hierdie keer sal die hele Olyfberg middeldeur skeer. Aan die voet van die Olyfberg, reg voor die oostelike poort, lê vandag 'n moslim begrafplaas wat eeue gelede daar geplaas is om Yeshua se terugkoms simbolies te blokkeer. Maar volgens die profesie van die wetenskaplike gegevens oor die foutlyn sal daardie grond waarskynlik meegee of oopbars wanneer die berg skeer, net soos met die oop grafte in Matteus 27. Dis sal die grafte weer oopgaan, die pad van die koning sal gereed wees en die oostelike poort moontlik ook fisies oopgebreek word, sodat Yeshua, Jahwe as koning van heerlikheid kan ingaan. Nou geestelike slotgedagte. Die aarde het gebewe toe Yeshua gesterf het, en dit sal weer beef wanneer hy terugkom. Die eerste keer om verlossing te bring, die tweede keer om sy koninkryk te vestig. Die berg sal skeer, die grafte sal oopgaan en geen begraafplaas of poort sal hom kan keer nie. Halleluja! Die koning Yeshua kom weer deur die oostelike poort. Dus verwys die skrif weer eens dat Yeshua, Jahwe, die seun is wat deur die oostelike poort gegaan het en wat weer deur die oostelike poort sal kom. Dis is Yeshua gister en vandag dieselfde en tot in ewigheid. Halleluja! Yeshua was regdeur in die Ou Testament. Hy was verborge in skadewese en profesie, maar diegene wat soek, sal hom daarin vind. Maak net tyd vir die woord en jy sal hom daarin vind. Mag jy 'n geseënde dag hê. Sterkte met die ondersoek. Shalom.